Wonderheid altyd in my hart as ek dink dat Jesus die visies en die broodjies vermeerder het. En dan kom iets in my hart op en dit is dat hy kan my gebede ook vermeerder. Amen. Ek bid kort, eenvoudige sinnetjies. Maar kyk, hy kan dit omdraai in 'n vloedgolf. So mooi die woorde van die koorvers wat ons sing, river flow, flow, en dan sê hy, flood me inside. Here, laat dit nie net 'n ou stroompie wees wat hier binne vloei nie, maar dat dit 'n stroom is, dat dit 'n vloedgolf is. En daarom dat die Bybel ook so mooi vir ons verklaar en dit vir ons leer, dat as hy vir ons sê dat strome van lewende water sal vanuit jou binneste borrel, halleluja. Wie het 'n goeie tyd in die sangdiens gehad? Wie kan sê halleluja? Die Here is in ons midde, prys sy wonderlike naam. Nou kom ons ontvang die woord van die Here, al is dit baie persoonlik en baie op jou gerig, en laat jy nie langs jou in die skou in die ribbes druk en sê, het jy gehoor wat pastoor gesê het nie? Dat jy vir jouself sal sê, Here, ek hoor wat pastoor vanoggend vir ons sê. En as jy gereed is, dan gaan ons Bybelverklaring doen en daarna bedien ons die woord van die lewe aan mekaar. Kom ons doen dit. Hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek aanbid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Dink as ek 'n keuse mag maak van iets wat iewers in my lewe, jy weet nou, gedruk of op 'n papiertjie of iets geskryf moet word, dan sal dit baie wonderlik wees om die Bybelverklaring daar te sien. Jy weet, as 'n mens nou wil sê, wat is nou baie keer gesê? Wat is oor en oor gesê? Want ek is so opgewonde oor hierdie Bybelverklaring. Elke keer as ek hom doen, dan voel dit vir my iets breek in my gees los. Nou, Marlene voel nou so oor haar liedjie wat sy geskryf het. Ons Pleroma liedjie, jy weet. En sy stuur vir my so in die week en ek weet nou nie wanneer gaan ons dit nou bekendstel of beskikbaar stel nie, maar ek het besluit die prys is op. Die liedjie kos R1000. Ja, ons wil darm 'n paar goed in die gemeente regkry. Annetjie sê amen, né? So as jy die liedjie wil bestel, hy gaan nie cheap wees nie. Hy gaan bietjie geld kos, né? Maar ek wil vir u sê, ek begin daai liedjie luister en is vir my asof die Here my in my gees 20 jaar terugvat. En ek sê, Here, as Caleb gedink het op 80, hy kan iets regkry, ek dink dit sommer al op 70. Amen. Want die Here is God. En ek wil vir jou die versekering gee dat God is besig met hierdie gemeente. Hy is besig met hierdie gemeente. Hy is besig met wat hier moet wees. En ek dank God vir daardie voorreg om deel daarvan nog te mag wees, totdat die Here vir ons ander planne of ander uitkomste en antwoorde gee. So, kan ek met jou praat oor verwerping? Reeds opgemerk oor Dr. Louis de Kok, nie nodig om dit nou te herhaal nie, maar om dan vanoggend sommer by die begin van hierdie sleutelwoord vir jou self die, jy weet, soort van in die ondersoek lig te plaas en te sê, Here, ek het seker ook baie keer mense verwerp. Here, ek het baie keer het ek selfs u verwerp. Ek het na u woord geluister, of ek het 'n stem in my binneste gehoor, of ek het in my binnekamer ervaar hoe dat God met my praat, en ek het dit nie gedoen nie, ek het dit verwerp. So, as jy op daai plekkie is, glo ek, dan gaan jy vandag se boodskap baie besonder jou eie maak, en gaan dit 'n radikale verskil
in jou lewe bring van hoe jy optree teenoor mense. Nou in 1 Samuel 8 vers 7 lees ons, hy sê, toe sê die Here vir Samuel, luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. Nou hoor gou, dis God wat met Samuel praat, en God sê vir Samuel, Samuel, moenie so sleg voel dat almal vir jou sê, nee, dis nie wat ons wil hê nie, ons wil dit hê, ons wil dat hê, nee. Ons wil so maak en ons wil nie hoor wat jy sê nie, ons wil doen wat ons hoor en wat ons verstaan. En is uiteindelik gaan dit nie oor Samuel of oor wat jy hoor nie, dit gaan oor wat God gesê het. Kan ek lank genoeg daar stil hou? Dat dit tot jou deurdring? Daar's 'n God wat met jou wil praat. Vir jou wil iets sê. En hy wil dit duidelik vir jou sê. Sodat jy duidelik kan weet wat hy vir jou wil sê. Nou as ons in hoofstuk 15 verder lees, dan is dit nou Saul se versie, waarom God hom dan verwerp het. Hy het God verwerp en toe het God vir Saul die koning as koning verwerp. En nou is dit 'n belangrike teksvers, want hy's tydloos. Hy werk tot vanoggend toe hierdie teksvers. Niks het nog verander aan die beginsel daarvan nie. Kom ons doen dit stadig genoeg, dan sê hy, want wederstrewigheid. Ek wens my kleinkind kan daai ene verstaan. Wederstrewigheid. Nou, ek is eerlik met julle, dat is een van die dinge wat die moeilikste is om te onderskei partykeer, is, hoekom is ek nou stroom op? Hoekom dink ek nou anderster? Hoekom praat ek nou nie soos wat daar gepraat word nie? En wat is dan nou regtig wederstrewigheid? Die Bybel verklaar dit baie duidelik, hy definieer dit, hy sê wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery. Nou waarsêery staan heeltemal teenoor die waarheid. As God spreek, spreek hy waarheid. Maar as mense probeer om namens God te praat, en dit is nie wat God gesê het nie, dan is dit waarsê. En ons weet hoe dat ons onsself oorgee partykeer aan hierdie struik, of ons trap in hierdie struik, dat ons begin om te sê, maar so en so het so gesê, en so het so gesê, en ons moet eintlik kan sê, God het so gesê. So ek hoop jy gaan dit in jou hart kan wakker maak. Hoeveel keer tree ons trap ons in hierdie struik van waarsê? Dis nie die waarheid nie, dit is nie eers naaste by die waarheid nie, want dis nie wat God gesê het nie. En dan gee hy die tweede betekenis daarvan, en dan kom hy by eie sinnigheid is afgodery en beelde diens. Eie sinnigheid is afgodery en beelde diens. Nou, mag ek gou vanoggend vra, is daar enige iemand van julle wat 'n Boeddha beeldjie in julle huis het? Is hier regtig nie een Boeddha beeldjie nie? Ook nie 'n foto nie? OK, goed. So ons het mooi huis skoon gemaak, né? Ek dink nie ons soek 'n Boeddha beeldjie in ons huis nie, stem jy met my saam? Maar ek het nogal gedink, jy weet, as ons die gemeente nou, jy weet, kan fondse insamel, dan moet ons so 'n mooi borsbeeld maak van my. Jy weet, so kleintjie, jy weet. Dan verkoop ons hom ook vir 'n paar rand, jy weet. En dan moet jy hom daar op jou televisie gaan neersit. En as die program nie mooi reg is, as jy, ekskuus pastoor, dan draai jy pastoor om.
Julle ken die mooi storieetjie van die plaasboer, jy weet, wat 'n glasoog gehad het. En as hy wil hê sy werkers moet werk, dan haal hy die oog uit, dan sit hy die glasoog daar op die paal. En dan vertel hy vir hulle almal en sê, as julle nie werk nie, ek sien alles. Maar kyk, daar's altyd iemand wat slimmer is as jy. Toe kom een van die werkers en hy vat sy ou hoed so af en hy sit hom bo oor die glasoog. En hy sê, manne, kom ons rus. Kom ons ontspan, want meneer die boer kan nou nie sien wat hier aangaan nie, nee. Nou, kan ek jou help om te probeer dit net insien, hoe dat eie sinnigheid, nee, jy is eintlik besig om 'n borspeeltjie van jouself te bou. Jy is besig om 'n prentjie van jouself te skep, van jy is die een wat weet, en dit is hoekom Saul moes leer, dat sy eie sinnigheid was afgoderry gewees. Dit was beeldediens gewees. Ek hoop jy kyk nog glad nie rond nie, ek hoop jy kyk nog net vir jouself. Want dit is hoe ek moes deur dit werk in my voorbereiding, om te sê, Here, ek gaan nie eers vir die gemeente kyk, wie lyk nou hofskuldig as ek preek nie, ek kyk net vir myself. En hoe mate is ek eie sinnig? En Here, is ek waar? Here, is ek op daai plek waar ek nie wederstrewig is nie, maar ek sê, so spreek die Here. En dit is in hierdie belewennisse dat ek vir jou wil sê, dat dit is waar die meeste mense dit dan nou misvat, in die sinnetjie as hy sê, omdat jy die woord van die Here verwerp het hy jou as koning verwerp. Dink is so nodige boodskap vir oggend, dat soms moet ons so 'n bietjie die staalborsel uithaal en die roes van ons lewe afkrap. En ons moet so 'n bietjie die goed wat ons so, jy weet, soos eie sinnigheid, jy weet, en daardie hele benadering van jy weet, dat ek mag 'n bietjie stroom op wees, jy weet. Dis reg dat ek so 'n bietjie hulle moeilikheid gee. Wederstrewigheid en eie sinnigheid, spreek dit jou aan. Kan jy die staalborsel uithaal in die roes van jou geestelike lewe so 'n bietjie afskrop en sê, Here, ek het bietjie anti-roes nodig. Here, ek het bietjie nodig om nader aan U te kom. En nou, as ek vir jou die volgende gedeelte gaan lees, dan kom dit uit Levitikus 26, wat eintlik die oorsprong is van wat met Saul en Samuel en wat tussen God en Saul gebeur as God hom as koning verwerp. Hy sê, maar as julle nie na my luister en al hierdie gebooie doen nie, en as julle my insettinge verwerp, en as julle siel van my verordeninge 'n afskeid het, sodat julle nie al my gebooie doen en my verbond verbreek, dan sal ek dit ook aan julle doen. Ek sal verskrikking oor julle beskik, die tering en die koors wat die oë verteer, en die lewe laat versmag. Julle sal ook te vergeefs julle saad saai, want julle vyande sal dit opeet. Kan ek jou vra, as jy kan, maak so notaatjie iewers, en dan gaan lees jy hierdie hele gedeelte vanmiddag. Nou ek vra net, ek sê nie jy moet dit doen nie, want anders gaan jy heel moontlik skuldig wees aan dat die pastoor het iets gesê en ek het dit nie gedoen nie. Maar kan ek vir jou sê dat uit hierdie gedeelte is daar 'n Godgegewe beginsel, dat as God gepraat het, moet ons luister. En nou is die vraag, hoe het hy gepraat? Was Moses se stem goed genoeg gewees? Was die profeet duidelik genoeg gewees? Was die rigter,
ernstig genoeg gewees, dat die volk kon hoor, dat hulle kon sê, God praat met ons. Ek wil vra, Pleroma, is God besig om met ons te praat? Hoor ons hom? Verstaan ons waarheen God op pad is met my lewe? Dan wil ek hê jy moet weet, dat dis nie net 'n individuele ding, dis nie net ek nie, dis eintlik ons. Maar sonder om nou vinger langs jou te wys, om net te besluit, dat jy is een van die ons. Ons het mos altyd gesê, hoeveel onse is daar in jou pond? Amen. Hoeveel onse is daar in jou pond? Hoeveel is in dieselfde situasie as wat jy is? Gee dit jou selfregverdiging om dan vir jouself te kan antwoord en sê, ag, maar almal doen dit, almal is verkeerd. Dan wil ek vir jou sê, breek los en breek weg en kom by God uit en kry jou lewe reg met God en besluit, jy gaan nie weerstrewig wees nie, jy gaan nie eiesinnig wees nie, jy gaan hom die koning van jou hart maak. Hy is die koning van my lewe, halleluja, en sy naam is Jesus, en daarom wil ek hê, jy moet weet dat as Samuel die volk deur hierdie tyd van verwerping, wat die volk God verwerp en God verwerp vir Saul, dan verstaan ons, dat dit is iets wat ook gebeur in ons dag. Kan ek vir jou vra, het God se woord dan nou verander? Of is ons ook in 2026 skuldig? aan dat ons as volk, as 'n Namibiese volk, dat ons as 'n Walvis Bay inwoner, miskien deel is van hierdie probleem. Wat is God besig om te sê vir 'n tyd soos hierdie? En as jy wonder of God so spesifiek kan wees, dan sal jy verstaan dat in Jesus se tyd het die Sadduseërs of die Fariseërs en die wetgeleerdes het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie deur hom te laat doop nie. Kan jy hoor? Hulle het God se woord verwerp deur hulle nie te laat doop nie. Nou, waar staan ons as dorp? Waar staan ons as 'n gemeente? Hoe ons kan ons? In hoe mate kan ons sê, as jy gaan luister na Agan se storie, waar die volk die vyand met die banvloek moes getref het, en jy sal onthou hoe dat Agan van die banvloek goed gevat het, en het onder sy tentvloer gaan wegsteek het, en die volgende geveg wat kom, verloor hulle, en hulle probeer nog 'n keer, en hulle verloor, en hulle kry seer, en hulle sê, Here, wat is verkeerd? Hoekom kan ons die vyand nie verslaan nie? Hoekom kry ons dit nie reg om te wandel in die hoë roeping van onsse God nie? En dan word Agan uitgewys, en die tentvloer word oopgemaak, en uiteindelik word die kwaad uitgeroei. En uiteindelik is daar iemand wat opstaan en sê, ons moet doen wat God van ons vra. Ek wil jou die versekering gee, dat as ek dit verwerpte genade noem, dat jy sal verstaan, hoeveel keer verwerp ons God se genade? Hoeveel keer verstaan ons nie God se hart nie? Die volk, jy weet, daardie genade bewys van God aan Israel, al is dit nie sy plan nie, en al is dit nie sy hart nie, en al wil God self die koning van Israel wees, sonder dat daar 'n troon is en 'n persoon is. En ek wil vanoggend 'n pleit hier by u. Ek dink dit is 'n goeie, sterk, gesonde gemeente, wat nie roem op 'n pastoor nie, maar roem op koning Jesus.
wat nie sê, alles is nou reg, ons het die beste pastoor, ons het die beste kerkraad, ons het die beste lidmate. Nee, maar mense wat weet dat God wil koning wees. En kan ons almal op daai plekkie kom? Kan jy vanoggend jouself inskuif op daai plekkie en vir jouself sê, Here, ek wil voorwaar U mens wees. U moet my koning wees. Nou is daar 'n begeerte om 'n koning te soek, is tydloos in volke en nasies in bestaan. En dit is nog niks verander nie. Dit vandag nog net so as wat dit daardie tyd was. Die volk soek wat God soek. As 'n volk God begin soek, sal hulle God kry. As Namibië die Here begin aanroep, sal daar 'n verskil kom. Mag ek saamroep? Jy moet saamroep. Is dit tyd vir my om te roep? Ja, verseker. Want ek dink die volk moet verstaan hoe dat ons 'n eenheid voor God word, hoe dat ons deel word van God se plan. En ek wil vir jou sê, dit is wanneer jy die Saul smeek het. En ek gaan probeer vir jou help om dit te verstaan. Wanneer jy op daardie plek gekom het, wat jou eersgeboorte reg van jou weggeneem is, wat jou koningskap van jou weggeneem is, en jy begin smeek, Saul smeek vir Samuel. En hy sê, kom net saam met my, ek het gesondig, ek het verkeerd gedoen, ek het nie na God geluister nie, ek was wederstrewig en eiesinnig gewees. Ek is die een wat eintlik hierdie mislukking veroorsaak het. En ek wil vir jou sê, as jy verstaan die 3 boodskappe wat al reeds in hierdie Samuel reeks wil uitkom, dan sê hy, jy moet jou kan verootmoedig, jy moet 'n verwagting hê, maar vanoggend sê ek vir jou, jy moet verstaan, wanneer is jy die verwerper? Wanneer is ek die een wat nie luister nie? En nie doen wat God van my vra nie. Ek weet die boodskap mag jou diep aanspreek. En daarom kan ek vir jou sê, dat 'n vers soos wat Lukas 10 vers 16, wat Jesus aanhaal en Jesus se uitspraak, weet vir ons almal bære tot vandag toe, laat ons dit ook kan hoor, soos wat hulle dit daardie dag gehoor het. Dan sê hy, wie na julle luister, luister na my. En wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Nou, moet nou nie jouself eers in hierdie versie inlees nie. Begin eers by Jesus. Begin eers, hier word Jesus gebore. En hy word groot. En hy stap die pad van verwerping. Hy word onophoudelik teëgestaan. En ek wil hê jy moet weet, hy die seun van God was in staat gewees om wederstrewigheid en eiesinnigheid op hulle plek te sit. En om te weet dat jy kan sê my pa is die koning as hy die koning van jou hart is. Jy mag roem op jou koningskap, net soos wat Jesus geroem het. En hy het gesê, as my Vader wat in die hemel is, jy weet, dan maak hy hierdie byna godslasterlike verklaring in sy tyd. En hulle wil hom stenig daarvoor, want jy mag jouself nie op God se vlak plaas nie. Maar kan ek vir jou sê, as dit die waarheid is dit die waarheid. As jy waarlik kind van God is, as jy waarlik gewas is deur die bloed van die lam, as jy waarlik gevul is met God se gees, as jy waarlik vol is van God se heerlikheid, en jy kan sê minder van myself en meer van hom, dan praat jy die waarheid. En die waarheid sal jou vrymaak. Dis hierdie salwing, hierdie inspirasie van God wat nodig is. En daarom wil ek hê jy moet weet,
As Jesus sê, wie na julle luister, luister na my. Hy sê, en wie julle verwerp, verwerp my. Het jy al die koorversie gesing, te wees soos Jesus? So rein en heilig, so sag en nederig. Het jy al die koorversie gesing, van hy moet meer word, en ek moet minder word? Ek wil hê jy moet weet, is 'n seisoen en 'n dag waarin God sy mense oproep tot waarheid. Waarin hy hulle oproep en sê, as jy dit is, wees dit. En as jy gered is, as jy geroep is, as jy gesalf is, as jy gestuur is, dan staan jy in jou roeping waartoe jy geroep is. Ek kan as 'n afgetrede ou pastoor, kan ek vir u sê, ek kan niks anders doen as om te sê, ek staan in die roeping wat die Here Jesus vir my gegee het. En ek doen dit met 'n vreugde en 'n blydskap. En ek wil vir jou sê, al voel dit party dae vir my, dat ag, kan daar nie iemand anderster nie. Dan sê ek, Here, as daar nog nie iemand anderster nie, hier is ek. Hoe lewe jy vir God? Is jy op 'n plek waar jy hom nie verwerp nie? Maar dan sê jy, ja Here, ja. En jy's daardie persoon wat kan vas staan. En ek wil hê jy moet weet, dat soms is ons probleem, is onderwerping en nie verwerping nie. As jy teruggaan na verootmoediging toe, jy weet, as jy in 'n boodskap of in 'n diens soos hierdie kom, en jy word teruggedwing op jou knieë, dan is daar gewoonlik, jy weet, hierdie innerlike geveg van, maar ek is mos reg, ek het reg gedoen, ek het my laat doop en ek is bekeerd, so wat kan die Here nou nog meer van my verwag? God wil hê dat hy koning van jou lewe kan wees. Laat hy jou in die middel van die nag, laat hy jou dwars deur die dag kan oproep, en laat hy vir jou kan sê, gaan en kom en maak. En Jesus het dit in sy disippels gedemonstreer, as jy kyk na die 70 wat hy met blydskap, wat hy uitgestuur het, en ek gaan jou vra om eers die tweede vers lees. Hy sê, en na hierdie dinge het die Here weer 70 ander aangestel, en hulle 2-2 vir hom uitgestuur, na elke stad en plek waar hy sou kom. Kan jy jou indink, dat God vir my en vir Margaret en soveel van ons lidmate geroep het, en ons aangestel het, en ons opdrag gegee het, en gesê het, gaan Walvisbaai toe. Jy's vanoggend hier, omdat God jou hier wil hê. Jy is hier, om daardie werk te doen, wat gedoen moet word. En dan wil ek hê jy moet weet, dan kom jy met blydskap terug. As jy gedoen het wat jy moes gedoen het, dan kom jy met blydskap terug. En daardie blydskap is groot. En kan ek vir jou sê, ons het 'n gemeente nodig, ons het 'n dorp nodig, ons het 'n volk nodig, ons het 'n land en 'n mensdom nodig, wat God weer koning maak van die konings, en die ewige God maak van alle tye onvergelykbaar. Hy alleen is God. Daar's niemand anders as hy nie. Net hy is God. En daarom, as ons in daardie dorpe en strate, as jy by jou werk instap, as jy by jou huis inkom, as jy daardie koers en rigting vat, dan toets jy jou eie hart vanoggend, en jy sê, Here, verwerping, ek wil nie 'n verwerper wees nie. Ek wil nie die een wees wat mense uitskuif, of wat God uitskuif nie. Hy sê, as iemand op die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. En dan kom Hebreërs 10 vers 29, hy sê, hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het,
en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag het en die gees van genade gesmaak het. Dankie Susan. Die gees van genade. So belangrik dat jy vir oggend net die staalborsel uithaal en sê Here, as daar roes op my lewe is, as ek nie is wat ek moet wees nie, as ek nie groei in die gees van genade nie, as ek nie sterker word in wie my God waarlik is nie, as ek aanhoudend sê, nee, ek kan nie, of nee, ek wil nie, want God roep en stel aan en stuur uit. Dan kan ek vanoggend vir jou sê, dit kan 'n mens sê, as jy in 'n gemeente mense wil hê wat ja sê. En ek dank die Here vir hulle wat ja sê. Dank die Here vir hulle wat glo hulle kan pannekoeke bak. Hoeveel van u glo dat jy 'n pannekoek so in die pan kan omkeer? Nie een nie. Marlene sê sy kan. Tannie Audrey sal tannie het nog reg kry. Ja, want tannie se kinders sê mos tannie mag nie pannekoek bak nie. Ja, ek weet, daai kinders. Kom vat die oomblik saam met my raak. Miskien het jy nee gesê toe jy moes ja gesê het. Saul. Wederstrewigheid en eie sinnigheid het jou einde gekos. Jy het gedink jy is koning, maar hy was nie koning in jou hart nie. Jy wou die koning wees wat wou beïndruk en iets wil regkry. Maar maak hom die koning wat iets regkry. En ek gaan jou vanoggend aan die hart vat en sê, maak so Samuel jou bed weer op 'n plek waar jy kan sê, spreek Here, want u diensknegt luister. Help ons Here, dat ons elke menslike verordening sal nakom. Here, gee my die krag, dat as ek voorganger is, as ek iets vir u moet doen, dat ek dit sal met groot vrymoedigheid doen, want u is my God. U is my God. Ek sê ja vir koning Jesus. Nou in 1 Petrus 2 vers 4 staan daar versie. Hy sê, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Ek kan nie help om te dink, hoeveel mense sal vanoggend in alle eerlikheid moet sê, ek is skuldig. Ek doen nie soos wat God wil hê ek moet doen nie. Ek het die gedaante van koningskap. Ek lyk nog soos 'n Saul, maar Samuel het die rug op my gedraai. God het my verwerp. En ek wil hê jy moet jou oë vir 'n oomblik saam met my sluit en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen en dan wil ek iets kort daarna doen wat die Here op my hart gelê het. Is jy gereed om te sê, Here, as daar verootmoediging nodig is dit vanoggend. Here, dat ons net weer nederig, diep afhanklik, kinderlik na U toe sal hardloop.
sal sê, Here, neem my lewe en maak dit tot U eer. En laat in daardie verwagting ek ook sal weet dat terwyl ek nog hier is, kan ek iets doen aan verwerping. Ek kan vanoggend sê, hier is ek, Here, gebruik my. Ek kan vanoggend sê, Here, U kan dit wat in die wêreld nie in aansien is nie. Here, maar wat in U oë in aansien is, kan U gebruik. En ek dank U daarvoor. Dankie dat ons nou kan 'n oomblik betree waarin U wil hê dat ons ook oor ons dorp en ons mense 'n saak sal oplos en uitsorteer en dat ons dit weer sal terugbring na die ewige en die almagtige God se plan vir alle mense. En ek dank U daarvoor. Dankie, Here. Dankie, Here. Ek het vir U gesê dat ek glo dat daar sal minder siek en seer wees as ons meer bid vir siek en seer. Amen. En ek wil iets doen saam met, ek het gevoel as daar 7 van julle is, wat kan dit saam met my doen, dan gaan ons dit doen, hè. Maar die kwalifiseerder is dat jy moet 'n kwaal of 'n pyn hê. Jy moet een of ander siekte ding hê wat jy mee worstel. En wat ons gaan doen is, ons gaan voor die Here staan as gemeente en ons gaan sê dat hy is die groot geneesheer. So kan ek 7 persone kry wat siek en swaar. Jy moet nou kwalifiseer, né? Jy moet 'n pyn hê. Ek gaan nou sê hoekom ek jou kies, né? Wie kry siek en swaar? Is daar enige siektes en swaar en wat ook al in die gemeente vanoggend? Cassie, kom staan langs my. Wat is jou siekte? Daai knie. Cassie, jy het hom by my gekry. Bestraf hom. Kom staan aan hierdie kant. Hy het 'n knie. En toe ek nou hoor van die knie, toe het ek sommer dadelik opgespring. Kom nog, moenie skaam wees nie as jy nou 'n siekte of 'n kwaal het. Wie van julle ly aan siektes of kwale? Nou kom staan hierso. 7 van julle, saam met my, 7, 6. Ons is hoe ver nou? Ons is nou by Cassie tel dat ons kan hoor. Ja, ek tel ook vir 1. Ja, ek. Hoe lank wil jy die lys hoor? Ek is 70. Elke oggend 'n ander kwaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daar's nog een. Kom staan gou hier voor. Kom daar, kom uit. Betty, daar kom jy. Ai, is hy jong man, kom. Michael? Okay, nou gaan dit reg wees. Kom staan hier voor. As ons meer vir siekes bid, dan gaan daar meer genesings wees. En nou vanoggend wil ek hê jy moet kyk na hierdie mense wat hier staan, hè. En ek gaan nie enigiets laat hulle nou stories praat of sê nie, maar net toe is hulle sieker en ellendiger as ek, jy weet. Dan gaan ek nou voel, jy weet, ek moet agter in die ry of voor in die ry staan. Die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende begin bid het. En ek wil vir julle wat hier voor staan, om vanoggend saam met my hande te vat en te sê, Here, ons maak klaar met 'n siek gemeente. Ons maak klaar met siek wees wat mense se lewens vernietig. En ek weet, jy dink jy moes nou hier gewees het. Jy wil graag hier voor wees. Maar ek wil hê jy moet die verskil sien. Daar's 'n verwerpte en 'n verwerper. Daar's 'n
siekte en 'n genesing. En toe Job die geheim snap, laat hy nie meer deel is van die groep vir wie gebid moet word nie. Want ons soms nou gewoonlik hande oplê en bid en sê word gesond en so aan. Gaan ek vir julle vra, terwyl die julle gehoor saam met my staan, om saam met my oor Walvisbaai te bid en te sê, genesing kom van die Here af. Wie glo dit saam met my? Dan staan jy saam met my. En dan sê jy, genesing kom van die Here af. Kom net daar waar jy is. Ek weet nie of daar 'n healing liedjie is nie, Marlene, ene wat ons kon probeer het nie, maar ek maak nie saak of ons 'n liedjie of 'n nie liedjie het. Ek wil hê julle met julle hande nie net oor die gemeente uitsteek nie. Ek wil hê julle moet dit doen asof ons vanoggend voor hierdie dorp staan. Ons staan daar iewers op die munisipaliteit se stoep. En ons steek ons hande uit. Kom, steek uit julle hande. Steek uit julle hande. En ons steek ons hande uit en ons sê, Here, siek en ellendig en seer en verloor en dit wat nie van die Here is nie, bring ons vanoggend as 'n gemeente na U toe. En ons sê, Here, genesing, genesing in Jesus se wonderlike naam. Here, lank genoeg het die ou vyand gedoen net wat hy wil. Hy breek en hy maak stikkend en hy steel en hy roof en hy maak dood en hy maak ellendig en moeg en seer. Maar vanoggend kom ons in die naam van die Here en ons proklameer genesing in Jesus se naam. En ons sê die koning van die eeue is in beheer. Halleluja. U is die Alfa, U is die Omega. U is die groot geneesheer. U is die antwoorder van gebed. U is my rots en my vesting. En Here, daarom wil ek bid dat enige iets waar hiervoor voor staan, Here, laat dit in die lig van Job se oortuiging. Here, laat U ons lot sal verander en dat ons gesond sal wees, dat ons sterk sal wees. Siekte, kwale, krankhede, ek bring vanoggend die naam van die Here oor hierdie dorp. Ek bring dit oor elke persoon en ons sê gesond in Jesus se naam. Gesond in Jesus se naam, want die Here is ons God. Halleluja. En ons loof en ons eer U daarvoor en ons prys U daarvoor. En ek loof U daarvoor. Loof sy wonderlike naam. Baie, baie dankie. Julle mag julle sitplekkies neem. Ek is die Heer wat jou genees. 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 Sing dit maar nog 'n keer of weer. Sing het nog 'n keer. Yes, die Kom ons sê dit hardop in woorde. Kom ons doen dit saam met my. Ek is die Here wat jou genees. Ek is die Here wat jou genees. Ek is die Here
wat jou genees. Kan ons weer Pinkster wees? Kan ons weer glo dat Dr. Jesus is in beheer? En ek het nie een oomblik vir jou gesê, jy moet nie dokter toe gaan of sulke goed nie, maar jy begin by Koning Jesus. Jy begin by die ewige koning van hemel en aarde. En jy sê, die koning van die eeue gaan 'n verskil maak. Nou, julle dankie vir die bydraes, mag die Here julle beursies laat oorloop. Kom, ek gaan weer probeer. Ek sê baie dankie vir die bydraes, mag julle beursies oorloop, en dan sluit ons af met groot is die Here, halleluja.